Ek vind sy benoudheid, want ek is maar 'n ou wat net 'n keer rondtrap en ek is bang ek trap een van die wyse manne raak hier agter my. Maar ek sal maar vanoggend probeer stiller staan hier. Dat is nou nie die manne se uitstallingkies hier raaktrap nie. Vanmôre weer eens die voorreg om saam met julle te aanbid. Ekskuus, ek gaan nog 'n ding erken. Die afgelope paar dae het ek nog gehoor hoe klink ek. En ek het vanmôre 'n paar liedere gekies wat larig is vir my eie gemak, so dit klink baie selfsugtig, maar is nog steeds om die Here te loof en te prys. Ek wil hê ons met 168, 1 tot 3 sing, 168. Steun nou die lig in die waarheid, Here, laat U ons lei, dat U ons bring by U huis, U woning, waar ons U aanbid. Dit vra ons in U naam, die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Amen. Het is my altyd wonderlik dat wanneer jy in 'n oogwink moet opsom wat die Here van jou vra. En ek wonder baie keer as iemand vir jou vra, wat vra Jesus van jou? Wat vra die Here van jou? En jy moet net op daardie oomblik dink wat dit is. Dan kry jy mense riglyne daaroor in Matteus 22 en Lukas 10. En eintlik gaan dit daaroor wat ek hier op aarde moet doen is om my liefde vir God uit te leef. Ook juis in my liefde teenoor my naaste. Dieselfde liefde wat ek vir myself het, ook vir my naaste. En baie keer is dit die moeiliker deel van dit wat die Here van ons vra. Mens dink soms dit is maklik om God lief te hê. Maar baie keer voel dit vir jou, jy bepaal die reëls. Jy lees jou Bybel. Jy kom tot gebed wanneer die tyd is, wanneer jy lus voel en wanneer dit so kan werk. Maar wanneer die Here met ons praat en sê, ek gee vir jou 'n gebod, dan vra dit eintlik alles van jou. Liefde vir God en daardie liefde van God teenoor my naaste. Kom ons antwoord daarop. En ons doen dit met die woorde van 176. Is 'n lied wat die geleentheid hê om met julle, ek weet nie of julle nou so warm kry soos ek ewe skielik nie. Toe die son nie vanmôre so erg skyn het, nou gedink dit gaan nie so warm wees nie, maar dit is nogal. En as dit reg is, wil ek graag net van my toga ontslaa raak. Ek wil vandag 'n gedeelte lees uit 1 Tessalonisense. En dis 'n brief wat Paulus geskryf het vir die ouens in Tessalonika. En daar was 'n doel hoekom hy hierdie brief geskryf het en hoekom hy geskryf het wat hy geskryf het. En dis my altyd lekker om saam met 'n gemeente te ontdek dit wat Paulus geskryf het, want wanneer hy hier skryf hy nie net vir daai groep mense nie. Omdat dit die Here se woorde is wat hy weergee, is dit iets wat ek en jy ook nog vandag na kan luister. Maar ek wil lees uit 1 Tessalonisense 2, en ek gaan lees vanaf vers 1 tot en met vers 12, en vers 13 enkelike opsomming van die eerste 12 verse. Julle weet tog self op bladsy 268 van die Nuwe Testament, julle weet tog self, broers, dat ons koms na julle toe nie op 'n mislukking uitgeloop het nie. Inteendeel, hulle is ons kort tevore in Filippi beledig en mishandel. Soos julle weet, het ons God ons die moed gegee om sy evangelie aan julle te verkondig, ondanks felle teenkanting. Ons prediking berus immers nie op dwaling nie, kom ook nie voort uit ons suiwer beweegredes nie, en is sonder enige bybedoelings. Nee, God het ons gekeer en die evangelie aan ons toevertrou, en so verkondig ons dit dan ook. Ons wil nie die guns van mense probeer wen nie, maar doen wat God verwag. Hy wat ons diepste gedagtes toets. Met vleitaal het ons nog nooit opgehou nie, soos julle trouens weet. Hebsug was nooit ons verborge motief nie, daarvan is God ons getuie. Ons het nooit daarna gestreef dat mense ons sou eer nie, of dit nou julle is, of ander,
Al kon ons as apostels van Christus allerhande eise aan julle gestel het, ons was liefdevol en sag teenoor julle, soos 'n ma wat haar kinders vertroetel. So geheg is ons aan julle, dat ons nie die evangelie van God aan julle gegee het nie, maar ook ons lewe vir julle sou wou gee, want ons het julle lief gekry. Julle onthou immers nog, broers, hoe ons geswoeg en gesweet het. Dag en nag het ons gewerk om nie vir enigeen van julle 'n las te wees, terwyl ons die evangelie van God aan julle verkondig het nie. Julle en ook God is getuie van hoe suiwer, reg en onberispelik ons gedra het teenoor julle wat glo. Net so weet julle ook hoe ons elkeen van julle behandel het. Soos 'n pa sy kinders, het ons julle elkeen bemoedig en aangespoor en dit op die hart gedruk om tot eer van God te lewe. Hy wat julle roep om in sy koninkryk in te gaan en so in sy heerlikheid deel te hê. Ons dank God dan ook gedurig daarvoor, dat julle die boodskap van God wat julle van ons gehoor het, ontvang en aangeneem het, in die oortuiging dat dit nie mensewoorde is nie, maar die woord van God. En dit is ook inderdaad die woord van God, soos die uitwerking daarvan op julle wat glo, bewys. Ek lees vanoggend net tot hier. Mag ek die voorreg hê om vir 'n oomblik nou saam met jou tot God te bid. Kom ons sluit ons oë. Here, as ons vanoggend hier by mekaar kom, is ons 'n groep gewone mense, Here. Niemand van ons is so besonders dat ons onsself meer of hoër ag as enige iemand anders nie. Niemand van ons, Here, is so uniek dat ons onsself van ander onderskei. En niemand van ons, Here, is so volmaak dat ons U nie elke dag nodig het nie. Was dit vanmôre, Here, weer eens die vaste wete dat U voorsien en sorg, dan kan ek dit vanoggend deel. En miskien het ons vanoggend weer met 'n skok agtergekom dat hierdie jaar ook alweer 2 weke oud is. En dis net een ding van tyd, Here, dit staan nie stil nie. Dit loop onkeerbaar en onstuitbaar. Dit steur hom nie in die grense wat ek daar stel nie, in die perke wat ek voor hom gooi nie, Here. Hierdie jaar is 2 weke oud. En as ek terugkyk, en dit is nie so lang tyd nie, is 'n kort tydjie, het ek in hierdie 2 weke, Here, werklik tot U eer geleef. Was dit wat ek gedoen het tot uitbreiding van die koninkryk, en was die planne wat ek gemaak het, Here? Planne met U of sonder U? Was die manier waarop ek gelewe het, Here, asof U teenwoordig is en ek U altyd daardeur eer, of moet ek myself soms herinner dat ek wel aan U behoort, dat ek U kind is? Miskien is dit die tipe van goed, Here, wat 'n mens vir jouself vra, 2 weke in 'n nuwe jaar in. Maar ook in hierdie jaar, Here, sal dit wees soos elke jaar tevore. Ons gaan nie nodig hê. Ek gaan in U troos moet leef as ek stikkend is, Here. Ek gaan U wysheid moet soek wanneer my slimmigheid opraak. Ek gaan U vrede, Here, aankleef wanneer daar storms om my losbars. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat U altyd daar is. Here, ons bid vanmôre vir ons mense, en dis iets wat ons almal wat vanoggend hier is kan deel. Ons almal het mense wat ver is, geliefdes wat duisende kilometers van ons af is, vriende, kennisse, hartsmense. Ons bid ook vanmôre U seën oor hulle toe. Maar Here, ons vra ook om ons hier te lei. Want eintlik is ons nuwe familie, Here.
bo oor bloedgrense heen, gebou deur liefdesgrense, u bane. Dankie dat u vir ons omgee, dankie dat ons van daardie liefde en omgee kan getuig, Here. Dankie dat u my lewe een kyk gee en sê, ek vind jou goed genoeg om my getuie te wees. Dankie Here dat u vir my sorg. Dankie Here dat u my inniglik liefhet. Ek leef in u liefde. En help my dan ook om elke dag my oë oop te maak en om in dankbaarheid te leef. Here, kyk ek terug oor hierdie 10 dae, sou ek sien dat daar ook weer foute was, tekortkominge is, goed wat nie reg geloop het nie, goed wat ek wou hê anders moet wees. Ek mag u vanmôre vra, vergewe my skulde. En ek doen dit ook, Here, met die vaste weet dat u genade nie goedkoop is nie, maar oorvloedig. Dankie vir die voorreg om u vanmôre te dien, en dankie vir die geleentheid om u kinders ook in hierdie land te wees. Amen. Terwyl ons so bly sit, kom ons bely ons geloof deur saam te sing uit 450 lied, gesang 450. Dis iets wat ons bedoel, loof hom tot in ewigheid. As jy vandag Griekeland toe sou gaan, sou jy in die plek Macedonië 'n stad aantref met die naam Thessaloniki. Groter stad. Een van die groter stede in Griekeland. Party ouens sê die tweede grootste sentrum in Griekeland. So iewers te langs die pad het die ouens so 'n paar letters van die naam verander, want in Paulus se tyd was hierdie stad bekend as Thessalonika. Groot plek op 'n bekende handelsroete. Jy het nie omgegee om in Thessalonika te leef nie. En op sy tweede sendingreis stop Paulus dan ook in Thessalonika. Nou wil ek vir jou sê, Paulus het altyd iets gedoen. Die oomblik as hy in 'n vreemde dorp, stad geland het, het hy altyd eerste iets gedoen. Ek weet nie van jou nie. Vandag as jy kinders het en jy stop by 'n nuwe plek, is die eerste plek wat jy altyd moet soek, McDonald's. Was 'n bietjie anderster met Paulus. Paulus het altyd eerste gaan soek na die sinagoge, daar waar die Jode aanbid. En Paulus het nie die sinagoge gaan soek om saam met die Jode te aanbid nie. Hy het die sinagoge gaan soek om daar waar die Jode te aanbid, oor die Here te getuig. Terwyl hulle besig is met hulle goed in die sinagoge, het hy opgestaan en oor die Here begin getuig. Die enigste lewende Here, seun van God en self ook God. Nou jy kan dink, as jy nie te in 'n dorp in 'n plek, en jy kom daar aan, en jy kom na die Jode se bidplek toe, en jy begin praat oor Jesus, hulle groot vyand, gaan daar moeilikheid kom. Nou as 'n mens lees oor wat hier gebeur het in Thessalonika, en jy lees dit in Handelinge 17, kom jy agter Paulus het toe hy in hierdie stad inkom, soos gewoonte die sinagoge gaan soek. En hy het daar opgestaan en oor Jesus begin preek. Paulus was net 3 weke in Thessalonika. In die week het mense gewerk. Hy het miskien so 1 of 2 mense bereik, maar elke Sabbatdag, in Handelinge 17 sê, daar was net 3 Sabbatdae. Die Saterdag as die Jode daar bymekaar kom, het Paulus daar opgedaag en oor Jesus begin praat. En dan sê Handelinge 17, 'n wonderlike ding gebeur. Mense kom tot geloof, net daar. As jy Handelinge 17 lees, dan kom hulle agter, hulle praat oor 3 groepe mense. Jode, Godvreesende Grieke, baie interessant, vooraanstaande vroue. Ek glimlag altyd as daar nog gemeentes of kerke is, wat nie aan 'n vrou wil plek gee, in 'n kerk of 'n gemeente nie. Want hier staan dit, Godvreesende Jode, Grieke en vooraanstaande vroue.
Dit vorm die ruggraat van die groep wat na die Here toe kom. En dit sou wonderlik gewees het, as die Jode dan nou kennis neem dat Paulus hierdie groep mense vir die Here wen, en maar net aangaan met hulle lewens, maar 'n Jood is iemand wat sê, myne is myne. En nou hoor jy nie net van hierdie wonderlike gebeurtenis, dat daar 'n gemeente ontstaan. Jy hoor dan ook dat hierdie Jode nie gelukkig is nie. En dat hulle toe vir Paulus begin vervolg, net na 3 weke. Soveel so, met soveel dreigemente, dat hierdie nuwe gemeentetjie, hierdie nuwe Christene, vir hom en Silas die nag in die donkerte moet help vlug. Byna soos 'n dief in die nag, moet hulle na 3 weke, so vinnig was hierdie Jode so kwaad, moet hulle probeer om vir Paulus en Silas te laat wegkom, Berea toe, 'n plek nie ver vandaan nie. En toe Paulus hulle daar begin preek, kom hierdie selfde spul Jode van Thessalonika, vervolg hulle ook daar, sodat Paulus uiteindelik moet vlug tot in Athene. Nou daar in Athene word dit uiteindelik 'n bietjie rustiger vir hom. En dan besef hierdie man, ek is bekommerd oor daai nuwe gemeentetjie in Thessalonika. Eintlik nie bekommerd nie. Besorg. Partykeer is mense ons bekommerd en jy doen dit sonder die krag van die Here, maar jy is besorg wanneer jy iemand leer liefkry het en nie die beste vir iemand wil hê. En Paulus kom agter, ek is besorg. Want ek weet, dit gaan moeilik gaan met hulle daar. En hy was reg. Hierdie spul Jode wat dit na 3 weke reg kry om hom weg te jaag, het 'n spul verskriklike goed oor Paulus kwyt geraak. Hulle het gesê, hy was net 'n kansvatter. Hulle het gesê, hy was 'n moeilikheidmaker, want hier kom hy, en hy kom beweeg tussen ons mense, en alles is perfek en volmaak en reg, en nou dat hy hier gekom het, is daar twis en onderskik. Want as jy die Here aangeneem het, is jy nie meer my kind nie. En as jy die Jesus as jou saligmaker aanvaar het, is jy nie meer my ma nie. Jy is nie meer 'n familielid nie. Jy is nie meer deel van my nie. Ek ken jou nie meer nie. Jy is nie meer my vriend nie. Jy is nie welkom in my huis nie. Jy aanbid nie meer saam met my nie. Jy kom nie in my winkel nie. Ensovoorts, ensovoorts. Dieselfde spul Jode sê, Paulus is 'n moeilikheidmaker. Dat het vir hom gegaan net oor homself. Want wie begin 'n gemeente en dros weg soos 'n sleg hond diep in die nag as niemand kyk nie? Wie begin 'n groepie mense, kry hulle eintlik in die moeilikheid? En die oomblik as hy daar moet staan met hulle, dan verdwyn hy net. Nee wat, hierdie Paulus is slegte nuus het hulle gesê, dit het vir hom gegaan net oor sy eie naam, en kyk watter gemors sit ons nou in. Nou sit Paulus in Athene, en hy is besorg oor hierdie groepie Christene in Thessalonika. En dan besluit hy gaan iemand stuur om te gaan kyk hoe gaan dit met hulle. Hy stuur vir Timoteus. Nou as jy vandag nog kyk, is die plek Thessalonika 508 km van Athene af. Jy moet regtig lief wees vir net 'n paar mensies. As jy bereid is om iemand 500 km te stuur, net om te kyk hoe gaan dit, 1000 km heen en weer. Hoe gaan dit met daai mense? En dan kom Timoteus terug. En die nuus is wonderlik. Paulus, daai klein gemeentetjie, staan sterk. Ja, hulle kry swaar. Van hulle families het hulle afgeskryf. Hulle vriende het hulle een kant toe geskuif. Ja, dis moeilik vir hulle. Ja, hulle is eensaam. Ja, hulle is partykeer nie welkom op plekke waar hulle gewoonweg was nie. Dit gaan goed met hulle, want hulle fokus is op die Here. Dit gaan goed met hulle, want hulle fokus is op Jesus. Het jy agtergekom al in jou lewe? As jou fokus nie op die Here is nie, maar op enigiets anderster, en dit gaan moeilik, dan kry 'n mens regtig swaar.
As jou fokus op jouself is, en jy gaan deur 'n moeilike tyd, dan vra 'n mens, wat het ek gedoen om dit te verdien? Is dit nie? En as jou fokus op ander mense om jou is, wat hulle van my dink of sê, en jy gaan deur 'n moeilike tyd, dan wonder jy, hoekom gebeur hierdie dinge met my? Maar as jou fokus op die Here is, maak dit nie saak wat om jou gebeur, of wie wat van jou kwytraak nie. Is dit nie? En as Paulus hierdie wonderlike nuus kry, dat hierdie gemeentetjie vas staan, en hulle volstoom in die gang is, dan spoel daar 'n oomblik van blydskap oor hom, en dan skryf hy hierdie brief, 1 Tessalonisense in hulle. En die heel eerste hoofstuk, vertel hy vir hulle hoe bly en dankbaar hy is, dat dit goed gaan met hulle, al gaan dit sleg. Maar dan kom ons by die tweede hoofstuk. En omdat hy so skielik en vinnig moes weggaan, en omdat hy in die nag moes vlug, en omdat hy die spoljode hierdie verskriklike spul goed oor hom kwyt geraak het, kom hy by hierdie hoofstuk en hy maak sy hart leeg. Nadat hy in die eerste hoofstuk vir hulle sê hoe bly hy is, dat dit met hulle goed gaan, al gaan dit sleg, kom hy by hierdie hoofstuk en hy maak sy hart oop. Hy sê eintlik, nou kan ek 'n paar goed sê wat ek nie kon sê nie. Nou kan ek met julle 'n paar goed deel wat ek maar moes sluk. Nou kan ek my hart teenoor julle oopmaak. En nou wil ek vir jou sê, partykeer gebeur dit mos dat iets gebeur wat 'n verhouding tussen mense anders maak. Paulus het nie beplan om net 3 weke daar te bly nie. Baie langer. En dis hoekom hy so verskriklik bekommerd was, want Paulus het geweet, daar was nog soveel goed oor die Here wat hy vir hierdie mense wou gee. Daar was soveel leringe wat hy met hulle wou deel, soveel kennis. Hy was te kort daar. Van die seerste valle in jou lewe met 'n fiets gebeur mos wanneer jy leer fietsry. Van die seerste valle in my lewe is toe my pa my gehelp het en hy sy hand op die sitplekkie agterhou en hy sy hand te vinnig weggevat het, volgens my. Van die seerste valle het gebeur toe my pa te vinnig gelos het. En Paulus het geweet, ek het te vinnig gelos. Daar was nog 'n klomp goed wat ek vir julle wou sê, wat ek wou leer, en nou moet ek dit met julle doen op hierdie manier. En baie keer mos is daar iets tussen 'n mens gebeur, 'n ding wat plaasvind, en alles is in 'n ander lig. Dan wil 'n mens mos die kans kry om jou kant van die saak te stel. Om eintlik maar jou hele naam in die reine te bring. Om eintlik maar die beskuldigings teen jou onskuldig teen die grond plat te vee. Die reg om jou sê te sê, om die skade te herstel, om jou reputasie te herstel, die bekommernis wat jy het, dat jou naam daarmee heen is. En die oomblik as jy dink, Paulus gaan dit doen, dan gaan jy verbaas wees. Want die Jode het gesê, hy is 'n moeilikheidmaker. In hierdie 3 weke het hy net 'n gemorsie kom aanvang. Dit het vir hom net oor homself gegaan, en daarom het hy toe dinge te warm raak, eenvoudig verdwyn. Maar dan skryf Paulus eintlik, dit gaan nie vir my oor myself nie. Daar's een vraag wat ek wil vra. Het ek as 'n getroue getuie die woord van die Here by julle uitgekry? Dis die enigste ding wat ek vir julle wil vra. Gaan nie oor my persoon nie, maak nie saak wie wat van my sê nie, vergeet van my sê. Antwoord die vraag, het ek as 'n getroue getuie van die Here die woord van die Here by julle uitgekry? Kon jy by my leer van die Here? En dan in hierdie briefie gee hy so 'n paar merktekens waarby ek vanoggend vinnig wil stil staan. Goed, wat ek wil hê jy moet by jouself loop meet. Jy gaan nie vir my sê nie, jy gaan nie 'n vraelys invul nie. Jy gaan vanmôre hierdie goed hoor wat Paulus vra en dan gaan jy antwoord in jou stilligheid.
4 merkers, 4 tekens, 4 eienskappe van 'n getroue getuie. Eerste ding wat ons agterkom, 'n getroue getuie van die woord van die Here gee nie op nie. Hy bly volhard. Paulus skryf hier, daai spul Jode sê hierdie koms na Tessalonika was te vergeefs. Was iets wat nie moes gebeur het nie. Die Griekse woord wat gebruik word is kenos. Dit beteken leeg. Hy skryf daar, daai spul Jode sê, my koms na Tessalonika, na julle toe, was leeg. Dit was te vergeefs. Dit moes nie plaasgevind het nie. Maar dan skryf hy, volgens my was dit 'n wonderlike sukses. En dit is nie 'n sukses wat jy aan vrugbare of sigbare vrugte gaan meet nie. Dit is nie 'n sukses want elke dag kom daar honderde mense by hierdie gemeentetjie by nie. Mense lees die heel eerste gemeente daar in Jerusalem, het daar 3000 op een dag bygekom. Dis 'n skare mense. Hierdie mense in Tessalonika is nie 'n groot gemeente nie. Partykeer meet ons mos sukses met getalle. En as die getalle nie daar is nie, dan sê ons dit is nie sukses nie. Nee, sê Paulus. Gaan nie oor getalle nie. Gaan oor die getuienis van die Here. Het die woord in julle harte kom leef. Maak nie saak hoeveel julle is nie. Het hierdie woord wat ek maar net gebring het, julle lewens verander. 'n Getroue getuie bly volhard. As jy Handelinge 17 lees, hoe hierdie gemeentetjie ontstaan het, en jy lees die voorafgaande hoofstuk, waarvan Paulus vandaan gekom het, net voordat hy Tessalonika toe gekom het, was hy in Filippi. In Filippi het hy en Silas amper hulle lewe verloor. Hulle was daar half doodgeslaan en in die tronk gegooi. Weet jy wat is my verstommend? Moenie dink as die Jode jou beet gekry het, hulle het nie alles uitgehaal nie. 'n Jood het nie ophou slaan voordat jy nie stikkend was en gebloei het nie, want so moes jy jou les leer. Daai spul mense, Paulus en Silas wat in die tronk opgesluit was 'n vernuweerde Paulus en Silas, vol wonde, stikkend gaan. En wat doen Paulus die oomblik toe hy die tronk uitkom in Filippi? Hy vat dadelik die pad Tessalonika toe. Nêrens hoor jy van 'n breek, 'n vakansietjie, 'n wegbreek om net van die wonde te herstel, of siekteverlof nie. Dit moes 'n stikkende, vernuweerde Paulus gewees het, wat in Tessalonika opdaag. En wat doen hy? Hy gaan dadelik sinagoge toe. Hy begin dadelik weer doen, wat hy in Filippi gedoen het en amper sy lewe voor verloor het. 'n Getroue getuie gee nie op nie, skryf hy. Hoekom? Want dis die moed wat God in my hart geplaas het, skryf hy. Wat my hierdie evangelie laat verkondig, al is daar hoeveel teenkanting en oppositie. Is interessant, die Griekse woord vir oppositie is agon. En dis waarskynlik waar die Engelse woord agony vandaan kom. Oppositie is nie 'n struikelblok waarom jy kan werk nie. Oppositie is iets wat jou elke dag uitdaag en jou lewe hel maak. En ondanks die agon, ook in Tessalonika, het God my die moed en die krag gegee om sy woord te verkondig. 'n Getuie vir die Here, ondanks moeilikheid. Weet jy wat kom ons dadelik agter? Paulus se fokus. Want hy fokus nie op die mislukkings, op ander mense se woorde, op die seer nie. En dit is so maklik om dit te doen, hè. Sy fokus is op die Here alleen. Dit gee hom moed en krag en vrede.
'n tweede ding wat 'n mens agterkom, hy neem volle rentmeesterskap vir die boodskap van God. Wat beteken rentmeesterskap? Dis om 'n skat toevertrou te word wat nie joune is nie, maar jy sal dit met jou lewe beskerm. Die gelykenis van die talente, dis wat hier gebeur. Wat skryf hy? Hierdie woord wat ons verkondig het ek nie uitgedink nie. Is nie ek wat iets geskryf het nie, is nie my dwaalleer, soos die Jode sê nie. Is nie ek wat hierdie woorde ontwerp het nie, dis God se woorde wat hy vir my gegee het om vir julle te gee. En dan sê hy iets waarby ek en jy maar mag leer. Hy sê, ek het nie hiernatoe gekom om jou te vlei nie. Ek het nie onder julle kom werk om vir jou goed te sê wat jy graag wil hoor nie. Ek het nie woorde gebring, sê hy, om jou te behaag nie. Het jy al agtergekom wanneer ons met die woord van die Here omgaan, hou ons net van die gedeeltes wat mooi met ons praat, is dit nie? En 'n mens deel later soveel seënwense met mekaar, dat jy behoort dit lees. Maar dit kom in jou hart uit nie. Dit is mooi woordjies. En dit beskryf Paulus hier, dis God se woorde wat ek gebring het, nie myne nie. En God se woorde het baie keer skerp kante, want dit moet in jou insny, sodat jy kennis neem. Maar wat doen ons baie keer? Ons skuur daardie woordjies af, dat dit beter sal inpas by dit wat ek beplan. Ek hou van vleitaal, want dit sê vir my graag wat ek wil hoor. Ek hou van vleitaal, want dit pas by my opinie van myself oor myself. Ek hou van 'n boodskap wat aanpas by my lewe. Ek hou van 'n boodskap wat by my smaak aanval. Ek hou nie daarvan om te hoor van oordeel en sonde en bekering nie, want dit klink vir my na werk. So hou daarvan om die boodskap so 'n bietjie af te skuur, want dan val dit beter. Maar dis nie wat ek kom doen dit nie, sê hy. Ek neem volle verantwoordelikheid vir God se woord. Maar dit bly syne. En dan sê hy 'n derde ding, ek het ook tussen julle kom bly, en ek was bereid om myself op te offer. Ek het nie eise aan julle kom stel nie, maar ek het julle met liefde en sagkens hanteer. En dan sê hy iets verskrikliks moois, soos 'n ma haar kinders vertroetel. Net nou gaan Paulus praat oor hoe 'n pa sy kinders hanteer. Hier sê hy, ek is liefdevol en sag soos 'n ma teenoor haar kinders. Hoekom sê hy hierdie goed? Wat het op hierdie stadium te doen met 'n groep mense wat waarskynlik 'n groot deel van hulle eie familie verloor het, want die familie het hulle afgeskryf. En daarmee sê hy eintlik, julle is nou deel van 'n nuwe familie. En daarom hanteer ek jou sag en met liefde, soos 'n ma haar kinders hanteer. En dan sê hy 'n vreeslike mooi ding, en dis moeilik. Ek het nie net vir jou die woord van die Here kom gee nie. Ek het vir jou my lewe kom gee, omdat ek jou leer liefkry het. Het is maklik om iemand te bedien met 'n teksversie. Het is moeiliker om by daai persoon stil te staan en regtig sy of haar nood aan te spreek, aan te hoor, uit te luister en deur te bid. Ek het nie net vir jou woorde kom gee nie. Ek het vir jou my lewe kom gee. My getuienis, sê hy, het iets gekos. My getuienis het die Here sy lewe gekos. My getuienis kos my 'n bietjie gerief en 'n bietjie gemak. Maar ek gee dit. En dan sluit hy af en hy sê, as jy kan volhard,
En as jy volle verantwoordelikheid vir die woord van God kan neem, en as jy bereid is om jouself ook op te offer, moet jou lewe 'n lewende voorbeeld wees van die Here se sorg. Ons spot baie keer daarmee, ons spot ons het 'n Sondag gesig en 'n Maandag tot 'n Saterdag gesig. En dan sit ons maar weer die Sondag gesig op, en Maandag is daar 'n ander gesig. En dis presies wat Paulus sê, wat jy nie moet hê nie, wat jy nie moet wees nie. Hy sê, ondanks dit wat die Jode sê, het ek nie gekom om moeilikheid te maak nie. Ek het nie gekom om 'n vertoning te lewer nie. Dit het nie my gegaan oor myself nie. Ek het tussen julle kom bly, om julle aan te spoor en aan te moedig met my hele lewe. Nie net met my woorde nie, met my hele lewe. Om tot eer van God te leef. En hier gebruik hy die paas as voorbeeld. Soos 'n pa jou sal aanspoor. As ongelukkig een ding wat paas doen. Ons sê vir ons kinders, moenie doen wat ek doen nie, doen wat ek sê. Is dit nie? Dis presies wat ons nie moet doen nie. Jy moet vir jou kind kan sê, vergeet dit wat ek sê, doen wat ek doen. Ek spoor jou aan, ek gee vir jou 'n voorbeeld om te lewe tot eer van die Here. Weet jy wat? Miskien is dit die grootste uitdaging. Om die evangelie hoorbaar te maak, nie net met my woorde nie, maar juis met my lewe. Jy weet die dag iets gebeur wanneer jou lewe, jou dade, harder praat as jou woorde. Jy weet iets gebeur wanneer mense in jou lewe kan sien dat jy 'n Christen is, en jy hulle nie hoef te oortuig dat jy een is nie. Julle lewe moet 'n voorbeeld wees van sy liefde. En nou wil ek vanmôre vir jou sê, jy het nou gehoor wat Paulus hier skryf, en hy skryf nie net vir die ouens in Thessalonika nie, hy skryf dit vir my en jou, omdat dit God se woorde was, tel dit vandag nog. Dit is universeel. Miskien is dit tyd om myself 'n paar dinge te vra, sien ek hierdie goed by myself? Ek moet eerlik wees. Ek moet pynlik eerlik wees. Is ek bereid om met hierdie boodskap te volhard, al word ek bespot en verneder? Is ek bereid om rentmeesterskap te neem vir hierdie kosbare skat? Is ek bereid om myself op te offer? En is ek bereid om 'n lewende woord te wees, met woord en daad, van sy liefde? In 'n klein gemeentetjie het 'n dominee eendag gevra dat die mense hulle hande moet opsteek, diegene wat al 40 jaar en meer 'n volgeling van die Here is. En nie almal kon hulle hande opsteek nie, want nie almal was al so oud nie, was nie meer as 40 of meer as 50 of 60 nie. En 'n paar mense het hulle hande opgesteek. En toe kom die antwoord, wil jy sien hoe lyk 'n wonderwerk? Dis wonderwerke. Mense wat vir 'n lang tyd, ondanks moeilike tye en moeilike omstandighede, steeds 'n volgeling van die Here is. Dis 'n wonderwerk. Niemand word 'n Christen deur net gebore te word nie. Niemand word 'n Christen deur godvreesende ouers of grootouers te hê nie. Niemand word 'n Christen deur net aan 'n kerk of 'n familie te behoort nie. Jy word 'n volgeling wanneer jy en jouself aanvaar wat hy vir jou gegee het. Wanneer jy dit joune maak, heeltemal deel maak, om volg en bereid is om jouself te gee.
En dis waar wat Paulus gesê het, ek kry dit reg om dit te doen, omdat God my die moed gee. Eintlik staan daar in die Grieks, ek kry dit reg om vas te staan, omdat God my die staan krag gee om dit te doen. Ek sluit af, en die ouens wat my ken, weet ek sluit altyd af met 'n vraag. Ons weet dat die Here met ons besig is. Ons weet dat hy deur sy Gees in ons en met ons werk. En is dit hierdie jaar jou strewe om na buite toe te wys wat hy binne-in met jou reg kry? Is dit hierdie jaar jou strewe om na buite toe te wys wat hy binne-in met jou reg kry? Amen. Here, ek kom sê vir U dankie dat ons as gemeente saam mag aanbid. Ek kom sê vir U dankie, Here, dat ons hier oud en jonk, groot en klein kan saamkom om U te loof. Dankie, Here, dat U vir ons goed is. Dankie, Here, dat ons kan getuig van U seën. En dankie, Here, vir nog 'n nuwe jaar, 350 en 'n half dae oor wat ons van U ontvang het. Mag ek U vra om my te gebruik, Here. Mag ek U vra om my toe te rus met dit wat ek nodig het, en mag ek U vra, Here, om my in dankbaarheid in U seën te laat leef. Amen. Ek wil U weer eens groet met 'n seëngroet. Ons gaan hierdie jaar ook so 'n bietjie kyk na verskillende seënbede. Ons het die een daar uit Numeri 6 met mekaar kon deel. En ons het op ou jare 'n Ierse seënbede met mekaar gedeel, en ek wil dit weer vanoggend met U deel. En direk na die seënbede sing ons 314. Dis 'n lied met een woord, Amen. Amen, wat eintlik beteken, so sal dit wees, of in Hebreëus sekerlik, 'n bevestiging van dit wat ons voorheen gehoor het. So ek het klaar vir julle die woord gegee, jy hoef nie te kyk nie, tensy jy kan note lees. Kom ons staan vir die uitspreek van die seën, en daarna sing ons saam, Amen. Mag die pad voor jou gelyk wees. Mag die wind altyd van agter af waai. Mag jy die Here se son op jou voel skyn, en mag sy sagte reën jou lande nat maak. En totdat ons mekaar weer sien, mag God jou in die palms van sy hande hou vas. Amen.